Sien van God, doen het nog een keer. Oh, Jesus, doen het weer. Oh, Jesus, doen het weer. Ja, hier die geslag moet Hartlik goeiedag weer saam met my, Andries Besuidnout, om saam met ons te kuier waar ons gesels oor die goedheid, die guns, die groot wonderwerk wat Jesus elke dag in ons lewe laat gebeur, laat plaasvind. En ek wil vir elkeen sê baie dankie vir die gebede wat u bly bid en moenie ophou om vir ons boodskappe te stuur dat ons vir u kan bid nie. So vandag is dit nou weer een van daardie dae dat ons weer saam met 'n medeboetie in die Here kan gesels oor wat die Here in sy lewe gedoen het, nou nog doen en nog steeds gaan doen. En ek weet, hier waar ek sit, wil ek vir elkeen daar buite sê, sta net vas op die rots Jesus Christus. Herinner die Here aan sy woord, hy sê ons moenie ophou nie. En vandag is dit vir my 'n groot voorreg om dan vir José aan my medeboeties en sissies daar buite voor te stel en hy gaan vir ons vertel wie en wat hy is, waar kom hy vandaan. Ek gaan laat José, ek wil hê jy moet bietjie die mensies groet. Ja, En vir ons eers vertel wie jy is, waar kom jy vandaan? ek is baie dankie dat om my genooi, Andries. Ek is José van Tonner, kom van Swellendam af. Al 'n regreemde tydjie op Swellendam. So ja, ek is maar afkomstig van Swellendam af. Maar ek wil nou so 'n bietjie jy kan gaan by ons kom getuig vandag. Jy het 'n groot getuienis. Ek glo ek het 'n groot getuienis. Ja. Maar nou wil ek vir jou iets voor jy dit begin vra is. Jy werk in Amerika. Ek werk tans in Amerika, ja. Hoeveel jaar doen jy dit al? Die eerste keer plus die stukkie wat ek nou werk, kyk as ek is in 12 jaar. 12 jaar al. Ek gaan nou na 'n ding begin skeefloop, gaan ek nou vir die 4de keer oor see, ja. So, dan is dit vir 12 jaar wat jy gaan. Dit hang af wat die Here se plan is met my lewe, so vir nou probeer ek net kop oor water hou. Maar ek sta vir 9 maande en dan kom ek terug en dan is ek hier vir 'n tydjie en dan gaan ek maar weer vir 9 maande oor, so. Ek weet, ek het nou al baie gehoor en so aan. As jy vir enige jong man, ek praat vir my kleinseun, weet ek, hy wil ook graag gaan en hy probeer ook geld bymekaar maak om te kan gaan. Ek sê altyd uit my oogpunt gesien, as dit God se wil is en ek glo jy moet daaroor bid. Ja, Voordat jy oorgaan. Ek weet jou boetie doen dit ook al vir baie jare. Maar dit is nog steeds 'n groot besluit, nee. dit is 'n bitterlike groot besluit. Ek het nou die dag vir iemand gesê, toe sê ek vir hom, dit moet letterlik jou laaste opsie wees. Dit is nie net fisiese harde werkie, maar dit is moeilik weg van die huis af. Ja. Vir 9 maande. Jy weet, ek het 'n vriend wat nou in Kanada al 'n hele paar jaar bly en hy het vir my gesê, Hendrik de Plooy, hy het vir my gesê die grootste ding vir hom was om nie sy ondersteuningsnetwerk daar te hê nie, sy geestelike familie, Ja. weet, nie daar te hê nie, was vir hom die grootste probleem gewees, die grootste struikelblok. Dit is 'n uitdaging, want jy werk saam met ander Suid-Afrikaners ook, ander Amerikaners, Meksikaners, en almal se geloof is nie dieselfde nie. En almal glo nie dieselfde nie, so dit is nogal 'n uitdaging. Ja. José, nou spring ons weg. Jy vertel vir ons jou getuienis. So, ek moet seker nou maar van die begin af begin. Asseblief. Ek het gewerk in Rebecca Steel. Toe het my broer vir die eerste keer oor see gegaan. Toe sien ek, maar dit kan nogals werk. En toe het ek oorgegaan, ek dink ek was daar vir 8 jaar gewees. En toe het ek genoeg kapitaal bymekaar gemaak. En ek het my pa gesê, ek gaan nou vir my ook 'n besigheid opmaak. Net so syne. Ek het nog vir hom gesê dat
ek het nou al gedink en gebid hieroor, ons gaan wegtrek uit Caledon uit, in die eerste dorp wat ons kry, wat 'n plekkie het wat ons kan huur. En ek het nog eens gehoop dis die rivier so einde, want ek is baie lief vir rivier so einde. En ons het aangekom in Swellendam en Wragties, daar is die eerste plek wat ons kon huur. En ek het daai besigheid begin kontant van die grond af. En ek was regtig geseënd in my besigheid. Ek en my pa het die besigheid begin. Die dag toe ons oopmaak het ons hom volledig gestok met 'n hele week se voorraad. Ek het daai besigheid oopgemaak die dag. Clemens was daar gewees om die winkel te sien oop te maak. En ek het daar weggespring en ek sal nooit vergeet nie. 3 dae later toe bel ek my pa. Sê ek vir pa nog hoender. Hy sê vir my, wat bedoel jy nou? Ek sê ek is uit. Hy sê dit kan nie wees nie. Hy sê ek het jou gelos met 'n hele week se voorraad. Ek sê pa is gone. En ek moes ry om hoender te gaan haal. Ek moes ry om aardappels te gaan koop. Dit het regtig bitter goed gegaan met my. Ek het ek sal dit ook nooit vergeet. Ek het my pa, was dit so 6 of 7 maande, nee, was dit so lankie, 6 maande, het ek my pa gebel, sê ek vir my pa, ek dink ek gaan nou vir my bakkie koop. Hy sê my, jy sê moet stadig, hy sê, jy het nou net onlangs oopgemaak. Ek sê van pa, ek weet maar, ek wil graag vir my bakkie koop. En my pa sê, okay, maar hoe ga jy bakkie koop? Ek sê, pa, ek sit omtrent hier so met 80.000 rand in die kluis, wat ek nie weet wat met. Hy sê, hy kan dit nie glo nie. Ek sê vir my pa, ek het hier weggespring met 'n helse spoed. En ja, die bakkie is ook 'n groot getuienis. Ek het gekyk na 'n goedkoper bakkie en ek kry nie finansiering op die goedkoop bakkie nie. En ja, toe is hier die duurder bakkie. En Wragties daar kry ek die duurder bakkie. En dit het goed gegaan met my. Ek het daai winkel het regtig baie goed gedoen. En toe kom my lelike ding wat ons almal van weet, COVID. En dit het maar begin alle agteruit gaan met my. En COVID het 'n groot nok gehad op baie besighede. Oh yes, nee, dit is so. En ek het geveg vir daai besigheid. Ek wou net laat los, want dit was my pride and joy. En so het ons eers my vrou, intussen het ek getrou. Ek het 2 lieflike kinders, gelukkig getroud gewees. En ja, en ons het regtig probeer die besigheid aan die gang hou. En ons het eers my vrou se kar verkoop. En toe het ons nou al begin praat van ek maar wat weer moet oorsee gaan, want ek meen iemand moet, soos hulle altyd sê, die pot aan die kook hou. En het dit gemaakie. En die dag toe ek die knoppie druk dat die hek moet toegaan en hulle ry met my bakkery weg. En ons het toe geen voertuig nie. Toe het ek en my vrou nog vir mekaar so gekyk en gesê, Amerika is nie nou meer 'n opsie nie. Dis nou 'n moet. So ja, dus ek oorsee. Ek het die swaarste ding wat ek moes gedoen het, is om my familie agter te los. Ja, en toe ek oorsee. Dit was maar moeilik om jou mense by te sê en dan te gaan, ja. O, het was nie knapies toe. Yesterday, hulle was om Andries, dink die enetjie was graad 1, Annie enetjie was nog in die kleuterskool. So, dit was maar moeilik geweest. So, en ek het daai eerste jaar teruggekom en ek en my vrou toe besluit dat dit werkie. Ons moet meer insit as wat ons kry. En toe het ek die besigheid verkoop. Ons het nog so hard gebid, want dit het so swak gegaan dat dink ek het met 6 dae se voorraad nog gesit. Dit was dit.
En toe het iemand die winkel gekoop. Natuurlik teen 'n baie minder is wat ons wou gehad het, maar toe is nou die winkel nie. En ja, en toe is ek weer oor see. En ja, toe het daar, dis seker die grootste nok wat ek nog seker in my lewe gekry het. Toe is 'n egskeiding op pad. Toe is ek en my vrou uit mekaar uit, ja. Ja, weet jy, ek sê vir jou nou, José, elke persoon hanteer dit anderster, ervaar dit anderster, manne, vroue, selfs met jou geliefdes wat jy nie dood afstaan, is dit net eenvoudige ervaring wat verskillend is. En jy weet, die Here weet van alles. En dis waarom die Here, die Heilige Gees vir ons gelaat het. Toe hy opgevaar het, het hy gesê, hy stuur vir ons die trooster, jy weet, en is met daai goed, en ek wil vir jou sê, jy moet weet, dat die Here ken jou hart, die Here weet waardeur jy nou nog steeds gaan, jy weet. Ek glo nie, dis vir enige iemand maklik. Nee. En jy weet, dis 'n sensitiewe saak, egskeiding. Maar op die einde van die dag is daar sekere dinge wat gebeur wat jy nie oor beheer het nie. Weet. En dan is dit net eenvoudig om aan die Here vas te hou. Weet, om vir die Here te sê, Here, werklik, U is my rots. Weet. En ek sê nou vir iemand, ek het vir die laaste, kon ek sê, maand, wat verby is, bietjie meer as 'n maand, 2 persone gesien wat nou gesterf het, maar wat soveel vrede het, dat hulle gereed is om te gaan. En dis toe net vir my weer eens so openbaring dat maak nie saak wat gebeur in ons lewe nie. Dat jy werklik nog steeds die voorbeeld sal wees wat die Here vir ons wys, wat die Here Jesus vir ons geleer het toe hy op die aarde gewandel het. Veral as ons kinders het, kleinkinders het, daar's wat die wat agterkleinkinders het, dat die dag as jy jou kop neerlê, dan moet hulle kan sê werklik, ek het 'n pa gehad wat ek kon opkyk. Weet, dit is waarvoor 'n ou moet na streef, is om werklik daai voorbeeld vir die kinders en die kleinkinders en almal in jou lewe te stel dat Jesus is my eerste. Ja. Weet. Nou sê gou vir my, as jy sou sê, jy is nou, hoe lank terug is die egskeiding deur? Dis nou, mens kan seker maar sê so 2 jaar, 'n jaar en 'n half, 2 jaar. Ja. Maar my getuienis begin eintlik toe die hele storie begin het in my lewe. En ek wil graag, as iemand luister na my getuienis, wil ek vir hulle sê dat ek het altyd gewonder, jy weet, as Edgard of pastoor Clemens of enige pastoor of 'n dominee preek, en dan sê hy vir my, hulle het mos altyd daai sêding wat hulle sê, die Here het met my gepraat. Die Here het op my hart gelê, of partykeer sal hulle sê, die Here het dit bevestig, en ek het hier onder in die banke gesit, ek was in die kerk gewees, dit het my altyd laat wonder, hoe, jy weet hoe, ek was nie die soetste seentjie gewees, ek het my foute gehad, en ek het altyd gewonder, en totdat dit die eerste keer met jou gebeur, dat die Here regtig met jou praat, dan sal jy verstaan. En ek wil vir almal sê wat my getuienis luister is, daar is 'n Here daar buite. Amen. Wat luister. Ja. Ek het toe ons met die egskeiding was ons was ons vir berading gewees, en 'n lieflike vroukie wat ons gehelp het, en sy het vir my 'n taakie gegee die 1 week.
En ek dink dis waar alles begin het, en net daarna was dit die 40, wat was dit, die 40 dae wat ons kerk gehou het. Ja. Ek dink baie mense het daar so, Oh, verskriklik. En sy sê toe vir my, al wat ek vir jou hierdie week wil sê is, gaan en luister net Christelike musiek. Dis al wat jy moet doen. So het sy vir my en vir haar nou, elkeen ons eie taak, maar dit was my taak gewees. En ek het nie met my eie lorry gery daai dag nie. Ek het daai week begin met 'n ander werkietjie, so ek moes 'n ander lorry ry. En maar jy is, verskoon tog, jy's toe nou in Amerika. ja, ek is in Amerika, ja. So ek het toe nie met my lorry gery, ek het met die lorry se nommer was 203. Baie lorry, baie na my hart. En ek klim my oggend in en ek het nie my auxiliary kabel nie en ek sien, dis nie my radio nie, dis nie my setup nie. So en ek sit die radio in en daar kom 'n radiostasie op en dis net Christelike musiek. Wow, prys die Here. Wow. En ek het toe nou gedag, okay, nee, ek moet nou Christelike musiek luister hierdie week, so dan luister ons Christelike musiek. Ja. Ek het toe later aan begin 'n scan vir ander radiostasies, dis net daai een stasie oom. Wow. Net daai een stasie wat optel. En daar het ek al agtergekom, jy weet, as die Here met 'n mens praat, dan praat hy met jou. Jy moet gehoorsaam wees. Ek moet gehoorsaam wees. En ek het dit die week gedoen en dit was ook 'n moeilike week want ons sou besluit het of ons gaan probeer aangaan of ons gaan, jy weet, call it quits. En daai Sondag het ek ons noem dit nou maar die put, onder in die put gaan werk en ek klim in die laaigraf en gaan toe op my Spotify en ek tik toe in gospel music. Glad nie ingetik wat ek wil luister. Ek het net gesê gospel music en daai heel week is ek nou my hartseer en op my senuwees want ek weet nie wat gaan gebeur nie. Niemand weet wat gaan gebeur nie en die eerste liedjie kom op en dit is Clemens en hy sing alles gaan oké wees. Wow. Ja. So luister ek na die liedjie. En die spesifieke ene stop so omtrent hier in die middel. Stop Clemens die liedjie. En hy sê daar so dat hy wil net vir ons sê dat 80% wat jy aan dink gaan nie eers gebeur nie. Hy sê moenie kruislyne in jou kop hê nie. Vertrou op die Here, alles gaan oké wees en daar sing hy weer verder. En nou sit jy daar in die trane loop en maar nou ja. En ek dog toe nee wag. En ek het net ingetik gospel music. En ek dog toe maar wag, wat gaan nou volgende opkom? Toe kom my favorite liedjie op die volgende ene en dis God sorg vir die mossies. En dan besef jy dat, jy weet, dis sulke goed gebeur nie toevallig. Dis die Here wat met jou praat. En toe daai 40 days gekom wat ons kerk gehou het en daar het ek gebid vir iets groots. En ek het gebid vir ander persone en ek het gebid dat die Here vir my 'n teken moet gee. En ek het gevra vir 3. Ek wil 3 antwoorde hê. En ek sal dit nooit vergeet nie. En ek het altyd as spesiale liedjies wat as dit opkom dan dis asof iets in my wakker maak en een van hulle is die liedjie Halleluja. En die eerste preek wat Clemens preek, hulle was so al 3 agter mekaar. Die eerste een was jy moet 'n hart hê soos 'n leeu. Jy moet die leeu hart binne jou wakker maak. Yes, en al die voorsange, alles trigger net so, dis die Here is besig om met my te praat in hierdie preek. En ek weet hierdie is een van die tekens wat die Here vir my gestuur het. En maar nou soos dit is, mense het altyd mos 'n hupstootjie nodig. En ek het so 'n baie goeie tannie met wie ek ook gesels nou en dan, Tannie Karina, en sy stuur daai dag vir my WhatsApp nadat ek die preek gekyk het. En lang boodskap, maar hier in die middel van die boodskap sê sy voel, sy wil vir my sê dat dit lê op haar hart
en sy praat van 'n lion's heart, en sy haal dit aan. En net daar het ek agtergekom dat, jy weet, ek is nog onseker of die Here met my gepraat het, maar net daar bevestig die Here, ek meen, dit is nie dat dit toevallig kan wees, dat hy tannie nou met my daaroor praat nie. En ek kon nie wag vir die volgende Sondag was, ek dink die tema van die boodskap was, vat 'n afrit na die nuwe lewe of so iets, en die derde een was oor gebed gewees. Maar elke keer as die Here met my gepraat het, dan bevestig hy dit so vir my. En daar het ek begin agterkom dat, jy weet, ek altyd so gewonder het as die pastore so praat van hoe die Here met hulle praat, het ek agterkom, en as jy eers daai gevoel gehad het, dan kan jy dit nie sommer laat gaan nie. So ja. Jy weet José is, ek het dit al vir baie mense gesê, en ek baie keer sê ou, die regte woorde ontbreek, jy weet, as ons so luister na wat jy sê, en dan is dit net eenvoudig, daai gevoel wat jy ervaar, as jy nou agterkom, hoor die Here praat met my, en die Here wil met ons elke dag bemoeienis maak, weet. Daar is van in my oë, die woord lekker is nie die regte woord nie. Dit wat jy ervaar, kan jy nie vir 'n persoon beskryf nie. Jy weet, as die Here so met jou praat, soos jy sê, jy het daai bevestiging gekry, en al hierdie goed het jy aanlyn gekyk, nee. Ek meen, jy is daar in Amerika, en Ek jy kan nie kyk hierdie kerk toe kom, ek moet dit oor maar aanlyn kyk. En weer eens, jy weet, is daar baie mensies wat nie kan kerk toe gaan nie om verskeie redes, en dit is so belangrik om wel kerk toe te kan. As jy kan gaan, moet jy gaan, want dis God se woord wat so sê. Maar soos ek sê, daar is baie mense wat nie, en ek vat nou jou as 'n voorbeeld, en daar is soveel mense daar buite wat aanlyn kyk, jy weet, TV-kruis kyk, TV-kanaal kyk, en wat jy net sien hoe die Here deurgekom het, genesings wat plaasvind, mense wat verlos raak van verslawing, mense wat tot bekering kom. Opnuut is dit, soos jy sê, baie keer sit daar 'n persoon daar buite, en hy sit nou met daardie groot vraag, wat is die volgende, jy weet, en dit was joune, en ek kan net my indink, jy wat daar ver in Amerika is, en hierdie dinge lê op jou hart, jy weet, ons is mens, dit vat aan ons, en dan is dit so belangrik, om met die Here te praat daaroor. Ek weet ons tyd raak op, maar ons gaan sommer nog aangaan met nog 'n opname, maar ek wil vir jou sê, jy moet net nie opgee nie. Ek hoef dit nie vir jou te sê nie, ek ervaar dit hier waar ek sit, ek wil vir jou sê, hou aan, en ek hoef dit nie vir jou te sê nie, want jy gaan aanhou die Here vertrou, en aanhou op die Here vertrou, weet, so dit is vir my so belangrik, dat ons nooit moet stil bly, oor hoe die Here 'n pad met ons stap nie, en ek glo die Here se wil, hy sê so duidelik vir sy disippels toe hulle die Onse Vader, daar's twee dinge wat vir my verskriklik uitstaan in die Onse Vader. Ek praat nie eens van 'n vergifnis van sondes of vergewe die wat teenoor jou gesondig het nie, is nommer 1 is, hy leer ons om hom te vertrou dag vir dag, vir vandag se brood, nie vir die hele week se brood nie. Dis die een ding, en die ander ding is, hy leer ons dat sy wil moet geskied, sy wil sal geskied. En ek wil vir jou sê vandag, dat sy wil is besig om in jou lewe te geskied, daar is 'n rede vir al hierdie dinge. Jy weet, ek dink Pastoor Clemens is ook baie lief om te praat van die ratte, maar vir my is dit net so eenvoudig, die Here wys dit, die ratte wat so in beweging kom, en die een begin die ander een draai, en die een draai die ander een, en ek sien dit in jou lewe, dat dit gaan net 'n groot getuienis wees op die einde van die dag, 'n openbaring wees vandag, en ek weet, hier waar ek sit, dat jy het net die voorreg om te weet, dat die Here gaan vir jou
weer seën met die huwelik. Waar en wanneer weet ek nie, maar die Here gaan dit weer vir jou teruggee, want dit is wie en wat jy is in die Here. Jy, dis altyd moeilik, dis my sensitief, en ek praat, ek weet waarvan ek praat, ek het self daardeur gegaan. Maar ek wil vir jou sê, jy staan net vas op die woord van die Here, en jy hou net vas. En ek wil vir jou sê, baie dankie dat jy jou tyd kon afstaan het. Dis vir ons so groot voorreg dat ons nie moet bang wees nie. En ek wil vir jou sê, en een ding wat ek geleer het hier in die Kaap, se kultuur by die mense is. Ek is nie bang om te vertel wat gebeur het nie. Ek sê, my vrou weet ook, ek is 'n baie privaat mens. So ek loop nie met alles te koop op my mou nie, maar ons moenie bang wees om te sê wat het die Here in ons lewe gedoen. Ja. Weet, ons moenie skaam wees nie, want die Here sê, as jy jou skaam vir hom, gaan hy skaam vir jou. Jy weet, dit is nou maar net so. So ek sê vir jou baie dankie. Ons tyd is op, maar ons gaan nou aangaan met 'n volgende opname. Ons het nog baie om oor te praat. So ek wil vir u sê, baie dankie vir die saamkuier. Ons waardeer dit, en asseblief, moenie ophou om die Here se naam groot te maak nie. Moenie ophou om die Here te loof en te prys nie. En moenie ophou om met die Here te praat nie. Tot 'n volgende keer, groet ek u, totsiens. Jesus doen dit weer. O Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat U regeer. Seun van God.